Gemeente, ons maak vandag die woord van die Here ook oop in 1 Petrus 1. 1 Petrus 1, daar gaan ons lees van vers 17 tot 21. Maar voor ons dan ook die woord van die Here lees, kom ons word net stil voor hom en vra dat hy vandag met ons sal praat. Here ons God, baie dankie dat ons in hierdie oggend net weer mag stil word voor U. Paasoggend, die oggend waar U die dood oorwin het, waar U, Here, opgestaan het en nou lewe, dat ons daarin ook versekering kan kry, die dood is oorwin en Here, daar is vir ons hoop, dat ons die versekering ook daarin het, U het vir ons gesterf aan die kruis, U het opgestaan en U is nou met ons, dat ons nooit weer alleen sal wees nie, maar dat ons saam met U sal wees, nou en vir altyd. Amen. Geliefde broers en susters, dink net vir 'n oomblik aan Saterdag, tussen Goeie Vrydag en Paasondag. Dit was 'n dag van donker aardse stilte. Die disippels was in 'n kamer weggesluit, hulle harte gebreek, want al hulle drome en hulle toekoms was aan die kruis. Vir hulle was dit die einde. Die man wat water in wyn verander het, wat die blindes laat sien het, wat op golwe geloop het, was dood. Die een wat hulle meester genoem het nou in 'n graf gelê. Dink aan daardie gevoel van verlatenheid. Jesus het self uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Maar ons weet die storie eindig nie hier nie. Is dit nie waar nie? Ons sit vandag nie in 'n donker kamer nie. Ons sit hier in die lig, met lofsange op ons lippe vandag. Ons staar na die situasie wat dalk in ons eie lewe is, wat ook soms vir ons soos 'n graf lyk. Miskien is dit gebroke verhoudings, siektes, swakheid, daai groot finansiële berg of diep emosionele wonde. Ons wonder, God, is U nog hier? Het U dalk ook van ons vergeet? Vandag wil ek hê, ons moet nie net na die opstanding kyk nie, maar eers na die prys wat betaal is. Want net daar, in daardie prys, lê die antwoord vir jou Saterdag. Ons lees uit 1 Petrus 1, waar die apostel vir ons sê, hoekom het Jesus dit gedoen? Kom ons lees dit dan nou saam. 1 Petrus 1 vanaf vers 17. Aangesien julle hom as Vader aangeroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinnelose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem. Maar terwille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Tot sover die skriflesing. Verskoon tog. Petrus skryf hier vir die mense wat besig was om swaar te kry. Hulle was verstrooid,
hulle was vervolg, hulle was arm. En hy wil hulle bemoedig deur hulle te herinner aan iets so kosbaar. Hy sê, julle is nie verlos met verganklike dinge soos silwer of goud nie. Ons leef in 'n wêreld wat vir ons partykeer wys en wil wys maak dat ons waarde aan iets verganklik gekoppel is. Die wêreld sê, jou waarde is tog gekoppel aan hoe groot jou bankrekening is. Of aan wat jy prestasie behaal het, wat jy behaal het in jou lewe. Of wat mense van jou dink, julle siening van jou. En dis silwer en goud. Maar Petrus sê, al daai dinge is verganklik. Hulle roes weg, word gesteel en gebreek. En daardie groot probleem van die mens, volgens die Bybel, is nie net dat ons skaars is nie. Die probleem is dat ons in 'n gevangenskap is. Petrus noem dit 'n ydelle wandel. 'n Lewe sonder rigting, sonder hoop, en 'n lewe wat afgeskeep is van die heerlikheid waarvoor dit eintlik bestem is. Ons het 'n lofprys nodig. En as jy in die antieke wêreld gedink het aan 'n losprys, het jy moes dink aan 'n markplein waar slawe verkoop is. Soms kon iemand 'n slaaf vrykoop met 'n groot bedrag van silwer of goud. Maar Petrus sê, dis nie hoe God werk nie. Jou siel is te kosbaar om met silwer of goud gekoop te word. Die prys wat betaal moes word, was oneindig veel hoër. Dit was nie die bloed van bokke of kalvers nie. Wat die Ou Testamentiese offers was net simbole. Nee, die prys was die kosbare bloed van Christus, wat op Paasvrydag vir ons aan die kruis vasgenaal was. Wat maak iets dan kosbaar? As iets kosbaar is dit skaars en dit het hoë waarde. Die bloed van Jesus was kosbaar, omdat dit die bloed van die Seun van God was. Die een wat werklik vlekkeloos was, sonder sonde, en wat homself kom oorgee het. Dis die eerste punt wat ons vandag saamvat. God het ons nie goedkoop kom koop nie. Ons was nie afgemerkte voorraad nie. Ons is nie beskadigde goedere wat teen 'n spesiale prys laat gaan word nie. Jy was nie 'n special nie. Jy is waardevol. En in sy oë is jy baie kosbaar. Daarom dat hy bereid is om die hoogste prys vir jou te kom betaal. Vir jou is dit betaal. Jy is daardeur gered. Wanneer jy sukkel om met jou selfbeeld saam te lewe, wanneer die stemme in jou kop jou dalk sê jy is nie goed genoeg nie, onthou dan die prys. As jy niks werd was vir God nie, sou Goeie Vrydag nooit gebeur het nie. Die feit dat die Vader sy Seun gestuur het, bewys dat jy van onskatbare waarde vir hom is. Hoekom het hy dit gedoen? Die dieper vraag, hoekom? Waarom sou God dit doen? Waarom sou die Vader toelaat dat sy Seun ly? Waarom sou Jesus vrywillig die kruis dan opgeneem het? Soms dink ons verkeerdelik dat Jesus aan die kruis gesterf het, sodat God ons daarom daardeur sou kon verdra. Asof die Vader kwaad is vir ons, en die Seun kom om die houe maar vir ons te vat. Nee, dis nie die Bybelse prentjie nie. Ons lees dan juis in vers 20, hy was wel voor die grondlegging van die wêreld vooruitgeken. Voordat die eerste sterre geskep is,
Voordat die aarde 'n vorm gehad het, voor Adam en Eva nog gesondig het, toe reeds het God 'n plan gehad om elke een van sy kinders te kon red. En dit was nie 'n plan B nie. Dit was 'n plan uit sy hart uitgebore. Waarom het hy dit gedoen? Onthou, hy wou jou gehad het. Dit is die enigste antwoord wat die Bybel ons gee. Johannes 3 vers 16 stel dit so mooi, want so lief het God die wêreld gehad, ons almal, elke een. Dit was sy dryfveer. Liefde, nie 'n plig nie, nie 'n formele verlossing nie. Dit was 'n hartstogtelike liefde vir jou en my. Jesus het gesê, niemand neem my lewe nie, maar ek gee dit uit my eie wil. Hy het nie gesterf aan die kruis, omdat Romeinse soldate so sterk was nie. Hy het nie gebly om te sterf, omdat hy het eintlik net gebly daarvoor, om jou te sien red, om jou verlossing te kan bewerkstellig. Hy het deur die tyd gegaan en jou gesien, jou stryd waarin jy is. Hy sien jou gebrokenheid, jou vrees en hy het besluit, ek sal hierdeur gaan, sodat hulle almal kan leef. Dink daaraan, toe Jesus aan die kruis gehang het hy nie net die sonde van die wêreld gedra nie, maar hy het ook vir jou en my in daai tyd gedra. Hy het die skande, die verwerping, die eensaamheid wat hy vandag gevoel het, alles gedra. Alles wat ons vandag ook voel, het hy reeds op hom geneem. Hy het gesterf sodat jy nooit hoef te wonder of jy sy liefde werd is nie. Die kruis is die ewige bewys wat hy vir ons gegee het, dat hy ons waarlik so lief het, dat jy vir hom so kosbaar is. So wanneer jy dan deur beproewing gaan, moenie dink God het jou vergeet nie. Hy wat bereid was om vir jou te sterf, sal hom tog nie nou uit jou lewe wil onttrek nie. Hy wil daar wees vir jou. Daarom was daar 'n ommekeer bewerk vir ons op Paasfees, op Sondagoggend. En hier kom die Paasfees oomblik dan. Petrus maak nie klaar by die kruis met die storie wat hy vertel hier nie. Wanneer ons hier lees in 1 Petrus, sê hy in vers 21, wat hom uit die dode opgewek het en heerlikheid gegee het. Dit is die kern, die krag en die waarheid. As Goeie Vrydag die prys was wat betaal moes word, dan was Paasondag die kwitansie om te bewys die prys is betaal. Toe God die Vader Jesus uit die graf opgewek het hy daar gesê, die prys is aanvaar. Die skuld is nou vereffen en dit is klaar. En hier is die pragtige nuus vir jou ook dan vandag. Jy dien nie 'n dooie God nie. Jy dien nie 'n God wat jou in 'n sak kan dra of op 'n rak kan sit nie. Dis nie 'n afgod soos die ander nie. Jy dien 'n lewende God. Die disippels wat op daardie Saterdag vol vrees was, hulle het gedink dis alles verby. Maar toe die klip weggerol word, toe hulle Jesus ontmoet by die see, toe Thomas sy vingers in die wonde mag steek, toe het alles vir hulle verander. Om Jesus te sien lewe, is jou geloof nie verniet nie. Omdat Jesus lewe, het ons 'n hoëpriester wat vir ons steeds intree. En omdat Jesus lewe, het die dood nie die laaste woord oor jou en my lewe, ons huwelike, ons gesondheid of ons toekoms of finansies nie. Paasfees leer ons dat God 'n God is van nuwe beginne.
Waar die wêreld 'n einde gesien het, sien God 'n deurbraak. Die graf word deur ons as mens gesien as 'n einde, maar vir God was dit maar net die geboortekanaal na 'n nuwe opstanding en 'n nuwe lewe wat nou 'n werklikheid en 'n belofte vir ons elke een wat in hom glo is. Jy is nie alleen nie. Geliefdes, ek weet nie in watter graf jy dalk jou in hierdie tyd van jou lewe beleef nie. Wat is dit wat jy in jou dra wat vir jou so voel nie? Miskien is dit die gevoel in jou wat so koud geword het in jou verhouding en jou lewe. Miskien gesondheidsterugslaan, pyn, eensaamheid, of dalk net eenvoudig die angs van wat nog wag. Hierdie boodskap kom baie duidelik. Jy is nie alleen nie, ek is by jou. Die Here wat sy seun nie gespaar het nie, sal saam met hom nie ook alle dinge aan jou gee nie, volgens Romeine 8:32. As hy die grootste prys reeds betaal het, sal hy jou nou nie in die moeilikheid alleen los nie. Nee, hy is die lewende God. Hy stap saam met jou deur die vuur van jou lewe ook. Hy is die God wat die tronkdeure oopgemaak het vir Petrus, wat die see verdeel het vir Moses en wat die graf oopgemaak het vir Jesus. Jy mag ook vandag opstaan uit die as van die situasie of moeilikheid waar jy jou in bevind. Nie in jou eie krag nie, maar in die krag van die opstanding van Jesus. Kom ons maak dit prakties. In hierdie week, wanneer angs of moeilikheid of bekommernis jou oorval, sê net vir jouself, die prys is reeds betaal. Ek is kosbaar vir God en my God leef. Wanneer jy voel, jy kan dalk nie aangaan nie, onthou hierdie selfde. Dat dieselfde Gees wat Jesus ook uit die dood uit opgewek het, nou in jou woon, volgens Romeine 8:11. Die geskiedenis van die mensdom word verdeel in 2 dele. Voor Jesus se koms en na Jesus se koms. En in die geskiedenis van jou lewe kan ook vandag so verdeel word. Miskien is daar mense wat nog nooit hierdie prys persoonlik aangeneem het nie. Jesus is daar vir jou. Jy het al vir Jesus gehoor. Jy weet van die kruis, maar jy het nog nooit gesê, Here, ek kom na U toe nie. Ek erken, ek kan myself nie red nie. Dankie dat U vir my die prys betaal het. Vandag is dan die dag van my verlossing. As jy hom nog nie so ken nie, nooi ek jou uit om vandag met hom te begin praat. Hy leef, hy wag vir jou. Vir die res van ons, die kinders van God, God praat ook met jou. Hy sê, gaan uit vandag. Nie net met Paasfees gevoelens van blydskap nie, maar met 'n diep, onbewrikbare wete. Ek is 'n kosbare kind van my Vader. My Vader het vir my die hoogste prys reeds betaal. Daarom is ek meer as 'n oorwinnaar deur hom wie my liefgehad het. En wat ook al voorlê, ek is nie alleen nie, want my God leef. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, ons kom met verwondering voor die kruis en die leë graf. Dankie dat U ons nie net met goud of silwer gekoop het nie, maar met die kosbare bloed van U seun. Help ons vandag in die vryheid
van daardie prys wat vir ons betaal het te kan leef. Gee aan elkeen hier die versekering dat ons kosbaar is in u oë. Vir die wat swaar kry, wees naby ons elkeen, Here. Vir die wat moedeloos is, wek u ons weer op. Vir die wat verlore voel, Here, red ons dan, Here, soos net u ons kan red en nog altyd gered het. Omdat u leef, Here, kan ons leef. In Jesus naam. Amen. Ontvang dan nou ook die seën van die Here en gaan in sy liefde en in sy vrede. Die Here is voor jou om die weg gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die drie-enige God jou van nou af tot in alle ewigheid. Amen.